baie min van ons gee onsself uit as 'n kunstenaar, maar as jy vandag se onderhoud kyk met Birgit Bok, sal jy dalk leer dat dit nie nodig is om hiperrealistiese kunswerke te skep om 'n kunstenaar te wees en in kuns te deel en te geniet nie. Hallo en welkom by Klets Kompas, ek is Irene Marie van der Walt en ek het vanoggend 'n draai gemaak by Kaleidoscope Creations Namibia, waar ek met Birgit Bok gesels het oor haar kunswinkel as ook haar kunsskool. Maar vir eers gesels ek en Annemarie de Tooy oor die nuus in Môre se Republikein. Maar vir nou gaan kyk jy na die nuutste inskrywings in Republikein se kikkie kompetisie. Ons is nou weer terug. Annemarie de Tooy saam met my in die Klets Kompas atelier. Annemarie, hoe gaan dit? Dit gaan goed. Dis middel van die week. Ons is amper daar. Afdraand. Amper deur. Ons het nou klaar getrap. Ons kan nou net free aan die pad af. So gepraat van free. Namibia se paaie is volgens die padongelukkefonds nie geskik vir kilometers van 200 of spoed van 200 km/uur of 300 km/uur. Ek beloof oor ek kan praat. Elke nou en dan. Nou en dan. En hulle wat daar sê, jy weet, baie moderne motors kan daardie spoed handhaaf en kan dit doen, maar ons infrastruktuur is nie daarvoor gebou nie. Hulle sê daar's baie in byvoorbeeld Duitsland waar hulle natuurlik die autobaan het wat nie 'n spoedgrens het nie. Wat hierdie tipe goed kan hanteer en dit maak dit of die impak makliker en ligter sou daar 'n ongeluk wees. Maar ons paaie kan dit glo nie hanteer nie. Ek is geneig om saam te stem. Ja. Kyk, ek hou nie van vinnig ry nie. Ek was nog nooit 'n fan daarvan nie. Die oomblik, as my kerel, ek en hy ry gereeld saam, ek het nie 'n padlisensie nie, so ek mag nie bestuur nie. Maar die oomblik as hy byvoorbeeld 45 ry, dan sê ek soos, wat gaan aan hierso? So ek hou nie van vinnig ry nie en ek is geneig om saam te stem. Ek dink ons is ongelukkig nog nie op 'n plek waar ons ontwikkeld genoeg is om daai spoed te hanteer nie. Ek dink as ons die nodige resources, hulpbronne, as ons die nodige hulpbronne in plek stel, dan sal ons daar kan uitkom. Maar vir my is dit ook 'n ding van hoekom wil jy 200 tot 300 km/uur ry? Wat jaag jou? As die polisie nie agter jou aanry nie, hoekom wil jy so vinnig ry? Baie simpel redenasie, maar dis net hoe dit vir my voel in my kop is dat ek verstaan karre kan so vinnig ry en ek verstaan Formule 1 drywers moet so vinnig ry, maar soos vir my dag tot dag maak dit in elk geval nie sin vir ons om daai spoed te moet ry nie. En ek en jy het vandag 'n interessante gesprek gehad waar ons gepraat het oor hoe mense geoorstimuleer word omdat ons elke dag meer doen as wat ons veronderstel is om te doen. En bestuur is vir my, jy het ook gesê, vir jou een van daai dinge. Nou kan jy dink ons moet elke dag teen 200-300 km/uur nog bestuur terwyl ons koppe klaar teen 120 km/uur moet werk. Ja, dit is ook 'n groot ding en jy het nou genoem ontwikkeling, maar ek dink nie dis 'n ontwikkelingskwessie nie. Ek dink Namibië in die algemeen moet jy stadig ry, veral as jy op deurpaaie ry, want daar is diere. Die berig noem spesifiek dan nou voetgangers in spesifieke hoofstad wat oor besige verbypaaie wil oorsteek en dit is 'n geval. Maar diere in Namibië Nou as jy kyk na is 'n daai probleem. Gobabis windhoekpad byvoorbeeld, die hoeveelheid kudu's wat op daai pad is, of as jy kyk na Gobabis buitepos, ek meen, ek weet persoonlik van ten minste 6 mense wat al 'n kudu getref het op of die Gobabis windhoekpad of die Gobabis buitepospad vandat ek in Namibië bly. En vir my is dit 'n ding van as hulle bietjie vinniger gery het as wat hulle het, was daai mense nie meer met ons nie. En natuurlik as jy 'n kudu teen 120 km/uur tref, is jou kans baie skaal om te oorleef, maar daar is 'n kans die kudu ongelukkig is. Maar ek verstaan wat jy sê dat daar daai gevaar ook is. En dit is iets wat ons nie noodwendig wil verloor in ons land, dink ek, is want ek dink 'n groot aantrekking vir ons land is die feit dat ons natuurskoon so integreer met ons dag tot dag lewens en met die moderne dele van Namibië. Ja, en dis juist my groot ding is,
En ek dink ons het sig verloor van wat motors is. Ek dink dit is vir ons so alledaags dat klim gou in 'n kar en ry of bestel 'n Yango en ry, jy weet, en ons ry nou gou-gou winkel toe en ons ry gou-gou hiernatoe, maar dit is swaar masjinerie, jy weet, en dit is swaar masjinerie wat ek en jy kan onsself nooit indink dat ons teen 80 km/h kan draf nie, nie eers fietsry teen daai spoed nie. Maar 80 is nog laag vir jou gewone motor, jy weet. So, dit gaan teen 'n spoed wat ons nie behoorlik kan begryp nie. Ja. Werk jy met hierdie swaar masjinerie en iemand anders kom met swaar masjinerie teen dieselfde spoed of dalk selfs hoër verby, jy weet, en ons beweeg net verby mekaar. Jy weet, ek dink ons het sig verloor van hoe ernstig dit eintlik is om 'n kar te bestuur. Ja, maar ek moet sê vir ons wat sukkel om ons lisensies te kry hier in Namibië, wens ons dalk dit was nie so ernstig gewees nie, dat ons nou maar net ons lisensies dat kan ons kry. nou maar net gou kan, ons sal daar kom Irene. Ons sal daar kom. Ek en jy, ons sien mekaar by Nates. Een van die dae. Ja, maar dit is my en veral, jy weet nou dat ek begin leer, of ek het nou al 'n geruime tyd gelede begin leer om te bestuur, maar met die leer om te bestuur, het ek vir die eerste keer besef hoe vreesaanjaend dit is. Ja, ek moet vir jou sê, ek het net my learner's license gekry, my leerling bestuurderslisensie. En ons het gery van Swakop af terug Gobabis toe. En my ouers laat my toe vir 'n tyd die stuur vat. En dit is die eerste keer wat ek op 'n groot oop pad kon bestuur. Ek gewoonlik as jy in Gobabis ry jy mos klein spoed en my ma sê vir my, "Okay, maar jy moet nou hierdie trok verbyvat." Ek tref 120, ek sê, "O mamma, ek weet nie wat aangaan nie. Ek voel nie asof ek beheer het nie." Soos dit is ja, Ja. Nee, ek kan nie en ek hoor wat jy sê en ek dink ook mense besef nie altyd hoe vinnig byvoorbeeld 120 km/h is nie, want ek het ook al stories gehoor van mense wat dan kom vertel hulle my, maar my pa het nou in 'n uur en 'n half van Gobabis af Windhoek toe gery want hy het 160 gery. Okay. Dan dink ek, weet jy hoe gevaarlik is dit wat julle nou net gedoen het? Ja. En ek hoor wat jy sê dat mense begrip verloor het van dit en sig verloor het van wat belangrik is en wat 'n kar eintlik moet doen. As 'n kar functional is, then why do you need Die that punt speed? is dat jy tot by punt B uitkom. Ons kom weer by daai arrive alive slogan. Jy moet daar uitkom. Dit is die hele doel van 'n kar. So as jy nie daar uitkom nie, verstaan jy? Wat was die doel? Ja, so wees maar liewer versigtig en kom veilig daaraan. Maak seker jy en ander padgebruikers kom met julle lewens by punt B uit. Want dis ook 'n ander probleem dink ek is die eerste ding wat my ouers vir my geleer het toe ek begin bestuur het is jy dink vir almal op die pad. Jy dink nie net vir jouself nie. En ek dink daar's baie mense wat nie dit besef nie en ook in watter gevaar jy ander padgebruikers stel want jy is dalk alleen in jou Mercedes en jy tref jou 200 km/h, maar Pietie wat verbykom met sy Polo en nie besef hoe vinnig jy ry nie of jy swaai dalk uit om 'n dier te mis en jy's in Pietie met sy Polo vas en nou teen 200 km/h, dit is jy besef nie die gevaar wat jy vir ander mense ook is as jy teen daai spoed ry nie. Ja, natuurlik. Maar dit nou daar gelaat, ons gaan jou nou maar laat om by jou punt B uit te kom. Baie dankie. Dankie dat jy Ek sal maar eerder stap. Ja, klappe toon. Klappe toon. Ja, dankie dat jy by ons was, Anne-Marie, ons gaan kyk nou na die weer. Ons gaan kyk nou hoe maak die weer met jou donderdag. Op Katima Mulilo reënrig met 'n minimum van 19 grade Celsius en 'n maksimum van 28. Sonnig in die hoofstad met 'n minimum van 17 grade Celsius en 'n maksimum van 31 en gedeeltelik bewolk op Oshakati met 'n minimum van 22 grade Celsius en maksimum van 33. Op Swakopmund 'n sonnige dag met 'n minimum van 18 grade Celsius en 'n maksimum van 20 grade Celsius, gedeeltelik bewolk op Loedrits met 'n minimum van 17 grade Celsius en 'n maksimum van 24 en ook sonnig op Reebot met 'n minimum van 17 grade Celsius en 'n maksimum van 33.
Die afgelope paar jaar het ononderbroke vas toenemend gewild word vir sy beloftes om verbeterde gesondheid en gewigsbeheer. Die idee is dat dit makliker is om kalorieë 'n paar dae per week baie te beperk of om eetgewoontes tot 'n verkorte eetvensters elke dag te beperk as wat dit is om kalorieë matig te verminder by elke maaltyd en elke dag. Voorstanders beweer dat verlengde vastydperke buite die normale tyd tussen maaltye cellulêre herstel bevorder, insulieninsensitiwiteit verbeter, vlakke van menslike groeihormoon verhoog en geen uitdrukking verander op 'n manier wat langlewendheid en siektebeskerming bevorder. Maar is daar enige risiko's? Voordat ononderbroke vas en neeweffekte oorweeg word, is dit belangrik om te weet dat daar verskeie forme van ononderbroke vas is en die bewyse van die langtermyndoeltreffendheid en veiligheid is nog nie bekend nie. Die mees algemene forme sluit in alternatiewe dagvas. Dit vereis dat jy elke tweede dag vas, gewysigde alternatiewe dagvas wat vereis dat jy slegs 25% van jou gewone inname elke tweede dag eet, dan periodieke vas wat vereis dat jy kos tot ongeveer 500 tot 600 kalorieë per dag op slegs 2 dae per week beperk en dan laastens tydsbeperkte eetgewoontes wat jou daaglikse eetvenster beperk. Sommige planne kan egter meer neeweffekte veroorsaak as ander, maar oor die algemeen is dit baie belangrik om enige neeweffekte van onderbroke vas met 'n mediese persoon te bespreek voordat jy 'n plan kies wat by jou leefstyl pas. Ek het vanoggend by Kaleidoscope Creations Namibia gaan aanklop en vandag wys ons vir jou die eerste deel van my kunsles en geselsie met Birgit Bok. Ons kyk vandag by Kaleidoscope Creations Namibia saam met Birgit Bok, die eienaar hier van 'n kunswinkel, asook 'n kunstskool vir hoofsaaklik jong kinders. Birgit, hoe gaan dit? Dat julle tweetjies hier is vandag, gaan dit uitstekend. Ek het so gewag vir hierdie moment om met julle 'n bietjie kuns te doen. Ek moet sê ek is ook baie opgewonde want ek is nie 'n verskriklike kunstige mens nie, maar ek dink almal hou van kuns doen. Jy moet Ek was nou net nog van as dit nie mooi uitkom. ek hoor jou. Nee, jy moet glad nie enigsins worry, wat is dit in Afrikaans? Bekommer wees nie. Want regtig hierso is iets vir almal en jy hoef ook nie super kunstig te wees vir die dingetjie wat ons vandag doen. Okay, so wat doen ons vandag? Goed, ek wys gou vir jou. Ons gaan 'n slakkie doen. Hy's uit hout uit, maar jy gaan ietsie anders doen. Ons gaan kyk of daar 'n slakkie is of jy gaan 'n roomysie doen of so. So ons gaan op hom teken met die Faber-Castell felted pens. Mense weet nie regtig dat 'n mens op hout met hierdie goedjies kan teken. En hulle kleure, ek het dit vir hierdie jaar gedoen en kyk hoe mooi is die kleur nog, né? Ja, want Faber-Castell se produkte is nogal baie oud. Hulle is, Ja. So, kom ons maak hierdie pakkie oop vir jou. En dan kyk ons wat binne is en jy kies vir jou die ene waarvan jy die meeste hou. Sjoe. Ons kyk wat gaan hier so aan. Dis 'n visie, sien ek, en 'n slakkie. En so moet ek nou die visie vir roomys. Kom ons vra vir Anne-Marie agter die kamera. Die visie. Okay, ons doen dan die visie vandag. Dankie Anne-Marie. Ek het eers my pakkie so uitgepak. Hy lê all over the place. Ja, myne lê ook nou so 'n bietjie oral. Miskien gaan dit goed wees vir die kunsklas student as ons ook 'n visie doen. Dan dankie asseblief. Dan sê ietsie weer. Geef my die beste kans dat ek my nou nie verneder op TV nie. Visie, hier is nou ons mission vir vandag. Ja, so ek sou sê
dat jy nou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kleure kies. Ek byvoorbeeld hou van my blou-groen kleurskema. So ek gaan seker so van, omdat jy nou van kleure hou, kies 'n nice kleurskema wat hy so in mekaar miskien vloei. Weet jy, dat ons miskien donker na lig begin of van lig na donker. Ek sal seker maar met blou. Ons is immers op Kletskompas. So ek sal dalk by ons blou kleurskema kyk op Kletskompas. So ek dink ons begin hierso by hierdie enetjie. As jy kyk hoe hulle daar so lê, né? Gee dit al vir jou baie mooi Ja. Hoeveel het jy gesê? 1, 2, 3, 4. Sure. Nou, wat ons doen, jy kies nou die kleur vir die kop en die grys. Goed, dan sit ons nou eers net een laagie. Vat maar die dik ene. Die dik ene en dan kleur jy hom lekker nou in. Goed, so jy kan nou die ene vat met die wat die tip of die point of wat is dit nou in Afrikaans? Die punt. Ek vra dit weer Engels en Afrikaans en kry dit mekaar. Goed, so jy vat die punt en dan vat jy hom stappie vir stappie deur. Ek is baie bly dat die kykers in hierdie stadium nie my tegniek kan sien, want my tegniek is kryp gedoen. Of jy nou links of regs, dit gaan nie in een rigting nie, dit gaan in al watter rigting. Ja, maar dis reg. Jou tegniek is interessant en avontuurlustig. Jy sien nou, môre oor môre, Ja. is ek nie meer op Kletskompas nie, dan is ek nou 'n kunstenaar. Volwaardige kunstenaar. Kry my nie doen voor 'n paar jaar. Dis al gesê, Trafalgar Square, hier kom ek. Nie so. Ja, maar jy sien dit verg nog 'n bietjie konsentrasie hierdie ding, né? Mense dink altyd ja, dit lyk so maklik en dis net inkleur, maar eintlik Ja. is dit meer as inkleur. Maar is dit vir jou die verskil tussen 'n goeie kunstenaar en 'n slegte kunstenaar? Of iemand wat nie regtig klaar kom met kuns nie. Dit daai konsentrasie wat goed maak met kuns. Weet jy, ek sou nie sê daar's 'n goeie kunstenaar of 'n slegte kunstenaar nie, want ons het almal 'n unieke identiteit. Die ene se identiteit is, hier is ek, hier's 'n party, as jy daai ou of die vrou in jou party of jou verjaarsdagspartytjie genooi het, dan is jou verjaarsdagpartytjie 'n sukses. Ja. Maar daai ene is mees in die geval het hulle nie baie geduld nie. So wat hulle doen, hulle hou van kleure meng en kleure op die canvas gooi en natuurlik met 'n tegniek, maar hulle is nou soms nie nou juist daaries wat nou regtig tot in die diepte gaan. En dan kry jy nou die hyperrealistic artist. Hy is nou hierdie mens wat super kan konsentreer. Hy gaan in diepte in. Hy selfs fout vinnig, nê, met ander mense. So hy's baie akkuraat en meeste van hulle is baie goed in boekhou, as auditors en sulke goedjies. Ja, so jy kry verskillende tipes mense. En wat interessant is, ek weet nie of jy die DISC profile ken nie, om meer te weet wat jou identiteit eintlik is. Want ons het 'n persoonlikheid waarmee ons gebore is, maar dan het ons ook 'n adapted persoonlikheid. Soos jy deur die lewe gaan en ouma grootjie leer jou dit en mamma leer jou dit en skooljuffrou leer jou dit, is jy besig om ook bietjie te adapt in jou environment, dus in jou omstandighede waar jy nou groot word. Ja, en wat baie interessant is, dat daai ene waarmee jy gebore is, hy kom altyd weer uit. Ja. En maar ek kan nog baie meer daaroor sê, maar vandag gaan dit in kuns. Maar ons sal weer 'n draai kom maak. ja, dis ja, okay. So dis hoekom jy die verskillende tipe mense kry en daar is sommiges wat hou daarvan as dit nie in detail uitgewerk is nie. Hulle hou daarvan as dit lewendig is, as dit vol van kleur is, as dit nie regtig fondasie is nie. En dit is hulle persoonlikheid en dis hoekom ons nie kan sê daar's 'n regte slegte kunstenaar of 'n goeie kunstenaar nie. Dis so my opinie. Okay. So ek gaan volgende keer as iemand vir my sê, nee, ek is 'n wiskunde mens, ek is 'n ingenieur, gaan ek vir hulle sê, jy kan 'n hyperrealistic kunstenaar. Net so. Daar's altyd 'n tipe kuns vir jou, dis wat ek nou vandag begin besef. Daar's 'n tipe kuns, selfs 'n visie wat ek dink nie my visie vaar so goed nie.
Ek dink hy gaan maar geboelie word in sy skool vir so dalk, maar ek gaan my bes te doen vir hom vandag. Ja, Wow. Ek sal vir jou sê as hy klaar is, gaan hy pragtig lyk. Wag hoop net, so. wag net geduld. Ons sal sien wat gaan gebeur. okay. Yes. Okay, en dan gaan ons beweeg ons aan na die volgende. Ja, nou sal ons die volgende ene, so myne lyk sover so. Ek weet nie of ek al vir julle gewys het nie. Ja, so nou Baie. begin ons met die groen. So Ja. dan gaan ek nou vir my nog 2 verskillende groene bysit. En hier gaan ons. En weet jy, julle verkoop hierdie stelletjies hierso by julle, Ja, by Kaleidoscope. ja, ons verkoop hulle. Is dit 10, 20 of 30 set wat jy kan koop. Ja. Ja. En jy het voordat ons begin opneem het vir my vertel, julle het 'n boustelletjie wat ook vir die wat kunstig is en dalk iets op 'n spesiale aanbieding wil kom haal. Ja, die boustelletjie. Kom ons praat nou daaroor want my klere raak hierso nou so bietjie droog. Ja, ons het 'n verskriklik mooi boustelletjie hier by ons op hierdie stadium. Dit is 'n do-it-yourself miniature houses en ons het nie meer baie oor nie, so ons het hulle op 'n baie goeie special gesit, maar net tot die 21ste, dis nou Saterdag op Independence Day. Ons gaan Saterdag ook 'n workshop hierso hou, ons gaan 'n bietjie later daar vir julle van vertel. Maar hierdie do-it-yourself stelletjies is ja, as jy daarmee begin, dit is soos amper soos puzzle bou. As jy daarmee begin het, wil jy nie ophou om dit te bou nie. Dis eintlik 'n lekker ding nou vir die midterm break of vir die vakansie wat in Mei opkom. Ietsie wat ouers met hulle kinders kan doen of as jy 'n volwasse persoon is en jy wil net iets lekkers doen en nie net 'n puzzle waar alles net flat lê soos 'n picture nie en jy wil ietsie 3D bou. Kom ek wys gou vir julle wat ons hier het. Ek het al 2 vir julle neergesit. So, die eerste ene is 'n travel time box, hier sy boekie. Dis soos 'n klein karavaantjie. Hy het ook LED lights. Soos klein liggies het hy binne-in. Ag nee, die LED, die fairy lights. En dan in die boekie wys hulle alles wat daar binne-in is en ook 'n volledige gebruiksaanwysing. Hoe jy stukkie vir stukkie ombou. En hier het ons nog, dit is so oulik. Selfs 'n klein panpotte, kussings en die flip-flops. Ek moet vir julle die flip-flops wys. Daardie is vir my super cute. Daar is 'n stelletjie flip-flops. Goed, so hierdie ene is nou die karavaantjie, die travel time. En dan het ek hier vir julle 'n leisure coffee shop. En hy het dieselfde. Ek het die boekies uitgehaal sodat mense kan sien wat binne-in is en hoe om dit bymekaar te bou. Klein koeke en goedjies, so dis super cute. Goed, dis vir die special vir hierdie week. Okay. So kom bou saam as jy nou nie dink jy het 'n talent dalk vir 'n visie nie. Dalk het jy 'n talent om ietsie te bou. Ons het vooraf gesê dis amper soos Lego bou, maar net baie beter, want dis 'n kunsvorm. So hoe ver is jy met jou visie? Ek is nou klaar met my tweede laagie. Ek was bietjie oorgretig toe ek so een streep verby die tweede laagie getrek. Toe dink ek dit gaan nou maar sy persoonlikheidseken. Dit gaan nou maar vir ons wys hierdie is nie net 'n doodgewone vis nie. Hy het darm persoonlikheid. Want as jy nie kan mooi wees, moet jy maar persoonlikheid hê. So gepraat van die do-it-yourself stelle wat mense nou self bietjie kuns kan doen. As hulle bang is om dit self heeltemal man alleen, vrou alleen te doen. Jy het genoem julle het ook 'n geleentheid Saterdag. Ja, ons het eintlik 'n wonderlike idee wat Saterdag opkom as 'n workshop. So hierdie jaar is ons nuwe stream. Wat is stream nou in Afrikaans? Stroom. Ons nuwe stroom is deep relaxation art. So wat ons nou hierdie Saterdag doen is intuitive painting en sketching. So jy kom na my toe van 10 tot 1 uur en dan is die kleure en daar's 'n tema en so jy as jy net stokmannetjies kan teken, maar jy hou van kleur, jy hou van vorm, jy hou van tegniek, jy hou van patrone en jy wil net bietjie kom relax. Dit is nie dat jy nou hier moet kan sit en dink, oei, daai ene teken nou die mooiste blom en ek kan nou nie so mooi blom teken nie. Gaan nie daaroor.
Dit gaan daaroor om bietjie te explore, wat is binne in jou? Daarmee die einde van vandag se episode van Klets Kompas. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Ons is môre weer vir een laaste keer hierdie week op jou skerm om 8 uur op Netwerk Televisie DStv 285 en GoTV 25 as ook oneup2.com. Maar tot môre, is dit mooi bly.